Weet jy hoe kosbaar is dit en hoe bevoorreg is ons om hierdie mense saam met ons te hê? O genade. Weet jy hoe bevoorreg is ons om hierdie mense te hê wat die Here vir ons gegee het om musiek te kan maak? Ag, dit klink sommer stukke beter. Kom ons probeer 'n derde keer. Weet jy hoe bevoorreg is ons om hierdie musikante saam met ons te hê? Ons is so 85% daar. Ek wil vanmôre met u iets deel wat die Here in my hart kom wakker maak het en iets wat iemand geskryf het en ek het 'n bietjie gaan naslaan werk doen, 'n bietjie gaan oplees. But this person took his pen and he wrote the next words. He says, your perspective shapes your reality. Your perspective shapes your reality. The past, the present, and the future. So, change your perspective and it will change your life. Met watse perspektief lewe u vanmôre? Watse perspektief dra jy in jou binneste? Wel pastoor, ons is vanmôre in die kerk, halleluja, prys die Here. Nee. Dis daarom so 'n bietjie van 'n geestelike perspektief, jy weet. Want net wat hierdie persoon skryf, sy naam is Temba Bavuma. Temba Bavuma. Your perspective shapes your reality. Ek en jy is deur genade gered, verlos deur die bloed van die lam. Jesus is ons koning, amen. Of kom ons sê so nou en dan, na gelang van ons dade. So prys die Here. Ons het hoop op 'n goeie regering, ons vertrou so. Daarom is ons betrokke en doen ons al hierdie verskillende goed in ons lewens, né? Ons werk hard, ons kom by die kerk uit, doen ons lewe. Maar sou jy sê alles in jou lewe werk? En ek is nie besig probeer om op te styg nie, ek vra vir u, wat is die perspektief? Kom ons lees gou Lukas 24 vers 13. Is nou nogal 'n bietjie 'n gedeelte, maar bly saam met my. Lees saam met my. Kom ons luister wat die woord sê. Stel jou in. En 2 van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. Pastoor, ek het daai naam al iewers gehoor. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval is. Nou ek weet, dames, julle gaan baie maklik gesprek in as wat manne gaan. Is ek reg? My vrou? Dis so, né? Die dames gaan drink tee. Jy sal my nie glo wat hierdie week gebeur het nie. Kyk hoe lyk my hare. En dis nog niks te sê, het jy gesien die skoene. Dis nog niks. Daai man wat ek getrou het.
Manne kom by mekaar. Jo, het jy die wie uitgehoor wat hier in die straat afgegaan het? Hoe gaan dit met jou vrou? Nee, okay. En die kinders, hulle is in die skool. Perspektief. Maar hier vind ons twee manne, en terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon sien nie. Nou wat gebeur hier? Hulle oë is weerhou. Pastoor, ons het so 'n bietjie lig op die onderwerp nodig. Was dit doelbewus? Kom ons kyk. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle so bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, nou Kleopas, baie interessant, is familie van Josef, Jesus se pa. Antwoord en hy sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? Jy, hier is Suid-Afrika, is jy 'n deel van Suid-Afrika? Weet wat aangaan? Kom ons kyk verder. En hy sê vir hulle, watter dinge? Jesus het 'n sin vir humor. Julle gesien wat gaan in hierdie Suid-Afrika aan? Wat se dinge? En hulle antwoord hom die dinge aangaande Jesus, die Nasarener, hulle is nogal ingelig, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. Gaan vir ons bietjie, is dit al? OK, jy die ander op die ander, OK. Ja, dis 100%. Nou kom ons praat 'n bietjie oor hierdie saak. Wat is jou perspektief? Wat sou jy sê is doodgewone mense ingewikkeld? Want wat gebeur hierdie doodgewone mense, en ek praat vanmôre met dames, maar ek praat ook met die manne. In wat se perspektief staan jy? Daar's baie wat ek vandag kan noem. Daar's baie wat ek vandag kan sê. Ek kan mense uittrek, ek kan groepe uitmekaar uittrek, dit maak nie saak nie. Ek wil net tot op 'n, ek kan baie sê. Want ons menslike perspektief is vasgevang in tydelike goed. My liewe mens, waar lewe jy? Wat beleef ons in Suid-Afrika? Wat beleef ons in die wêreld? En kom ek gee julle gou 'n blik. Kan julle vir my die eerste video speel asseblief? Sit vir ons net die ligte af. Ek wil hê jy moet iets hoor. Perspektief. Reg, gaan jy saam met my gou kyk, asseblief. Net vir ons die lig hier voor afsit asseblief julle. And when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well,
I had 15 Bibles and I passed them out. Obviously 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1 and we're going to read it. And just then one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break and I said, you recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize many chapters? She said, in prison. She said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? She said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America. You guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like, you become like us, but I will pray that we become just like you. A perspektief, né? Ek hoop jy het van daai woorde gehoor. En ek hoop vandag dit slaan in jou hart vas. Want hier kry ons 2 manne op pad na Emmaus toe, met 'n perspektief van hulle gedagtes. Hier's chaos. Die Jesus Christus wat ons gevolg het en hulle is disippels van hom. Hierdie Jesus wat ons gevolg het, is gekruisig, hy's doodgemaak. Nou wat nou? Jy sien man, die ouens wat in Emmaus gebly het gewag vir 'n leier om hulle polities en politiek, deur die politiek, te kon help om oor te neem dat hulle eie regeringskap kan kry. Ons soek verlossing op 'n wêreldse vlak, op 'n grondvlak van hierdie aarde. En wat kom Jesus? Jesus sê vir hulle, ek het nie gekom om hierdie aarde oorwinnings te gee in terme van die vleeslike nie. Ek het gekom dat jy 'n goeie lewe en 'n beter lewe kan hê. Maar ek het ook gekom dat jy ewige lewe kan hê. Wat is ewige lewe? Ewige lewe beteken 'n lewe wat nie gaan ophou nie, 'n lewe wat nie gaan stop nie, 'n lewe wat nie enige beperking het nie.
Pastoor, dis 'n bietjie hoog vir my. Natuurlik, ons lewe op 'n tydelike aarde. Ons lewe met tydelike goed. Soveel tydelik, dat ek vir u sê, nou onlangs, mense wat ek baie goed ken, fris, gesond, sterk, aan die gang, een dag hier en die volgende dag weg. Nie as sy liggaam was ewig nie. Soos wat hy ingekom het, so het hy uitgegaan. Pastoor, ons wil nie van dit hoor nie, want dis 'n Moedersdag. Maar, ek wil vir jou sê, hierdie uitbeelding hiervoor, en dankie my vrou, is een van dit wat 'n ouer bring, of wat 'n ma bring, is mooi, dit gee lig, en dit skep 'n tuiste, 'n plek van liefde, aanvaarding en nabyheid, ma. Dis wat ons probeer uitbeeld hiervoor. Maar meer as dit wil ek vir jou sê, met watse perspektief lewe jy? En kom ons vat dit 'n bietjie verder. Pa, met watse perspektief lewe jy? Hierdie man se perspektief is, daar's geen hoop nie. Dinge kan nie verander nie. Wie het nou al hierdie gesegde gehoor, dit is wat dit is. Ek het al gehoor mense sê, dis nou Ikabod. Dis nou ons, Afrikaans is mos 100 jaar hierdie week gewees. Net jy gehoor? Dis Ikabod. Wat beteken Ikabod, pastoor? Dit beteken dis nou klaar, is uitgedien, is oor, is verby. Dis ouwerskedouwers. Maar dis hulle perspektief. En Jesus vra vir hulle, maar, hoor jy so, hoe sien, wat gaan aan met julle, hoe is julle so negatief? Nee, hoor jy so, is jy die enigste een wat nie in Jerusalem was nie. Is jy die enigste een wat nie die kennis het, of die belewenis wat besig is om in ons wêreld te gebeur nie. En wat doen Jesus? Hy kom verander hulle perspektief. En toe hulle perspektief verander, toe verander hulle lewe. Wie van julle het 'n preek al gehoor oor was ons harte nie brandend binne in ons nie? Steek gou vir my die hand op. Wie was al in 'n kerk waar jy daai preek gehoor het? O my aarde, dan moet ons daai preek maar een of ander tyd preek. Want hier kom hulle, en as ons lees, ek dink is vers 32, né? Kyk gou vir my asseblief, Franet. Lukas 24, dan vat jy hom vir ons, ek dink is vers 32. Sit hom vir ons, as jy hom het, was ons harte nie maar brandend gewees nie, kyk vir ons net. Sy gaan dit vir ons opsit op die bord. Maar nou wil ek vir die volgende net lees. Die Engels sê, were our hearts not greatly moved and burning within us while he was talking with us on the road as he opened and explained the sense and the reality of the word and the power of the scriptures. Wat het hulle lewe verander? Wat was die perspektief? Om terug te gaan na Christus toe, om terug te gaan na die woord toe. Het jy agtergekom, daardie perspektief wat ons baie keer het van God en van die woord, hy's 'n heilige, 'n groot God, 'n ewige God, hy's daar, halleluja, prys die Here, maar weet jy wat, jy was nie die laaste tyd saam met my gewees, en gehoor wat mense van die kerk gesê het, en wat mense van ons land gesê het, en al hierdie goed nie, en dis waar Jesus inkom, en hy sê vir hulle, kom ek gee hulle so 'n bietjie net 'n draai. Ek wil vir jou sê, jy gaan nie sin maak nie, en dinge gaan vir jou sleg bly.
tot en met jy by my uitkom. En wat doen Jesus? Hy begin met hulle beloftes deel. Hy begin met hulle profeseë deel. Hy begin met hulle nuwe perspektief deel uit die woord uit. Wat se woord, pastoor? Kom, ek gaan dit net vinnig met die deel. Ek gaan nie veel langer wees nie, want dit is Moedersdag. Die ma's wil seker by 'n bord kos uitkom, né? En die pa's het gekook, prys die Here. Ja, dit het iets uitgelok. Hy kom praat met hulle uit die verlede. Hy kom praat met hulle uit profeseë. Hy kom praat met hulle uit beloftes, waarhede, realiteite, perspektief. Hy gee vir hulle herinneringe. Maar die meeste van alles, dit het oor Jesus gegaan. Jy sien, as jy by iets wil begin, moet jy by Jesus begin, om sin te kry rondom die lewe. As jy ander dinge gaan soek, as jy ander perspektiewe gaan soek, gaan goed moeilik bly, en dit gaan nie sin maak nie. Maak nie saak hoe slim jy is nie, maak nie saak hoe sterk jy is nie. It must start with Jesus Christ. Hy het met hulle seker gepraat oor Jesaja 53, Maleagi 3, Jeremia 31, Psalm 22, Psalm 69, Psalm 110, en so kan ek nou maar aangaan. Gaan lees dit. Hy het met hulle oor hierdie waarhede gepraat rondom homself. Hy het sekere goed vir hulle uitgelê. En wat gebeur terwyl hulle praat? Oor Jesus se beloftes. As he talk about Jesus' promises. As he talk about the word. Wat gebeur hier binne in hulle? Hulle raak opgewonde. My maat. Nuwe perspektief. Vanmôre terwyl ons in die worship is, en dis hoekom ek vir die mense gesê het, kom ons eer net vanmôre, ons sê vir die Here dankie vir hierdie musikante. Terwyl ons gesing het, my Lord will provide. Weet jy wat het gebeur? Ek het hier gestaan en ek het gevoel, mense, ek wil begin dans. Jy sien, ek het so halfpad losgekom, né? As hulle hom seker nog 2 of 3 keer gesing het, het ek hier om die tafel gegaan met 'n spoed. En dan het my vrou weer gesê, ag, Here Jesus, wat vang hy vanmôre aan? Jy sit met 'n swaar perspektief van God se verlossing binne in jou. Dis 'n valse perspektief. What is the real perspective that the church of God must have? God has set you free. You are free by the blood of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, to live a wonderful and a full life. Ons sit met hierdie perspektief van ek is onder 'n juk, ek moet hierdie juk dra. Wilmarie bid vanmôre agter in die bidkamer, Wilmarie, en ek wil vir jou dankie sê vir jou gehoorsaamheid deur die Gees. Sy het gebid en gesê, Here, haal hierdie swaar juk. Haal hierdie swaar juk van ons mense af. Ek wil vir jou sê, kom uit daaronder daai perspektief uit van, wat gaan mense sê, wat gaan mense dink, dit en daai rondom die kerk. Ek wil vir jou sê, as jy Jesus Christus as verlosser en saligmaker aangeneem het, as jy wedergebore is, en dis hoekom ons ook die Gees van God nodig het, dit is wat my en jou krag gee, dis wat ons vry maak om in die Here te staan, en terwyl ons sing, the Lord will provide, om te sê, ag man, prys die Here. Daai pastoor is nou weer snaaks vanmôre. Nee, hy's nie snaaks nie, hy's vry in Jesus naam.
I've been set free. En as jy hierdie week huis toe gaan, en jy sê, ja, maar ek voel nou nie so nie, kry daai juk van jou af. Dis die verkeerde juk. It's not God's yoke. Maar, kom onder 'n nuwe perspektief. En die enigste plek waar jy dit gaan kry is, gaan terug voor toe. Kom in die teenwoordigheid van God die Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. En ek kan jou waarborg, jou lewe gaan verander. Your life will change. Jy weet, ons sit met hierdie perspektief. En ons sit baie keer daarmee. Jy weet, ek het 'n verskriklike dag gehad. Ek spot nie met mense nie. Vergewe my. Maar ons sê vir onsself, ek het so 'n rowwe dag gehad. Ek het nodig om te rus. Laat daar iets by die huis gebeur, dan sien jy beweeg die mense van die huis. Ek moet rus, ek gaan lê op die bank en mamma skree die kombuis uit. Papa, hy is besig om water uit die kombuis uit kamer toe te gaan. Papa, hier's iets wat deur die dak kom, dit lyk soos water. Wie van julle het al daai ding beleef? As jy mooi wil vra ons aspirant pastoor Willie. Hulle het by die huis ingestap, toe loop hulle enkel diepte in die water. Hy weet wat dit beteken. Aspirant pastoor Willie, waar is jy? Is hy agterbleef? Okay. Het jy gesien hoeveel spoed kry jy dan? O my wêreld. Daar is lewe. Ek het eendag, as ek so ewig sê vir my vrou, ek sê, ag mamma, gaan jy en seun na dorp toe, papa is net, ek is liggaamlik moeg, ek is emosioneel moeg. Nee, I'm emotionally drained. I have no power. En ek gaan lê op die bank. Mamma, bel, dit was mamma en ouma, hulle is dorp toe. Mamma bel my, halfuur later. Papa, ek sê, ja mamma, hoe gaan dit jou pad huis toe? Ek was in 'n ongeluk gewees. Asseblief papa. Die agtergekom hoe vinnig is die moegheid by die deur uit, kom bysteur sommer. Ek vlieg op, ek weet nie, tot vandag toe weet ek nie wat se skoene het ek aan gehad nie. Ek vlieg in die kar, en toe ek in die kar is en ek trek weg, toe dink ek, ja, maar John is nog by die huis. Hy het by die huis gebly. Maar ek jaag, want mamma het gesê, sy is in 'n ongeluk, hier kom ek, ja, hy tronk in die kar gestamp, al daai, is julle okay, ons reël al die goed, ek kom by die huis en ek gaan sit op die bank, en ek probeer dink, wat was dit wat, ek probeer doen het. En toe kom ek agter, ek het probeer rus. Maar weet jy hoe interessant is dit, wat se krag, jy kry as sulke goed gebeur. Adrenaline. Okay, ek weet van jy gaan ongelukkig wees met my. Maar ek hoop jy hoor wat ek sê. Kom bid 'n bietjie saam, of kom woordskool toe. Haai pastoor, die perspektief is, ek het so 'n besige dag gehad. Ek gooi 'n perspektief in. Pastoor, ek was so moeg, ek moes 'n bietjie rus. Ek wonder hoeveel van ons perspektiewe gaan water hou die dag as ons voor God staan.
En ek sê dit vanmôre met respek. Want wat doen Jesus? Hy begin hulle net profesie en woord en wat gebeur, beloftes, begin hy met hulle deel. En wat gebeur? Hulle harte word so opgewonde. Hulle sien hom nie, en hier kom die groot ding. Hulle was of te neergedruk om te sien wie Jesus is, of dit was van bo, 'n goddelike beweging of 'n inspraak wat God gegee het, of Jesus deur die krag van die Heilige Gees, dat hulle nie moes sien nie, en hy wou hulle leer, hy wou hulle laat besef, as jy in God se teenwoordigheid inkom, as jy in die woord inkom, as jy in gebed inkom, weet jy, dan verander jou perspektief, jou lewe verander, jy ontvang krag, en jy kom agter jy lewe tot en met. Waarheen? Hulle raak opgewonde en hulle sê, was ons harte nie brandend nie? Ek vra vanmôre vir jou, wanneer laas was jou hart warm en opgewonde oor Jesus Christus? Wanneer laas? Ek sal u sê, bitter min, want ons gee God nie tyd nie. Mag die Here die kerk help. Hoor my. Mag die Here die kerk help. Hulle was aangevuur, opgewonde, geïnspireer. Want weet jy wat gebeur daar? Toe Jesus die brood breek en hulle besef, dis hy. Wat sê die woord? Hulle het so ver gereis om daar uit te kom by Emaus. Hulle pak net daarop, op daai oomblik en hulle is terug. Dis nou nog 'n ander perspektief, inspirasie, daai moegheid wat ons van praat. Onmiddellik, hulle sê nie as hoor hierso, ons gaan nou slaap en ons sal dit môre doen nie. Hulle sê, kry jou sakkie, kry jou water, kry jou ongesuurde ou broodjie, ons loop nou. Ons gaan nou. Wat doen hulle? Hulle is terug. En wat gaan deel hulle met die disippels? Hulle sê, ons het hom gesien, ons het hom beleef. Hy het die brood gebreek nadat hy gedank het. En weet jy wat is die wonder van broodbreek? Hoekom net broodbreek? Want die woord sê, dat deur sy liggaam, die voorhangsel wat geskeur het, en sy liggaam het ons vrye toegang gekry tot die heiligdom. It's through the word, the breaking of the bread. Dis wanneer ons by mekaar kom en deur die liggaam van Jesus Christus het ons toegang tot God se teenwoordigheid. Wow! Wat 'n belewenis. Pastoor, maar jy sê dan die Heilige Gees het hulle geïnspireer. Ja. Die Heilige Gees was in Jesus gewees. Ons wag nou nog vir nog 'n oomblik van die Heilige Gees was in Jesus. Toe Jesus hom laat doop het, wat het gebeur? Gees van God het soos 'n duif op hom neergekom. En die Vader het gesê, hierdie is my geliefde seun in wie ek welbehae het. So terwyl Jesus met hulle praat, is die inspirasie, die opwekkingskrag van die Gees, die Heilige Gees daar. Sien jy, hoekom het ons die Heilige Gees nodig? While we are busy in the Word and in the presence, the Holy Spirit, you will feel energized. Jy gevoel maar, wow, ek voel opgewonde. Wat van hier? Ek sluit met hierdie liedjie af vanmôre. Ek vra dat hulle vir my gereed sal maak daar.
En nou sê jy vir my, maar pastoor, dis nie altyd moontlik nie. Ek wil vir jou sê, omdat Jesus vir ons gesterf het, en hy opgestaan het, is alle dinge moontlik. Ek dink net die kerk weet nie partykeer wat dit beteken, wanneer ons bely, alle dinge is moontlik nie. We keep on saying it. Ons sê, alle dinge is moontlik in Jesus Christus. Die wat hom lief het. Maar weet ons wat dit regtig beteken? Het ons die regte perspektief? Do we have the correct perspective? Maar nou keer ek terug na hierdie woorde toe. En wat sê daar die woorde? Perspective shapes our reality. If you want to change your life, change your perspective. Wat se perspektief? Ek gee nie om wat wie sê nie. My God, wie ek dien. En ek is nog nie perfek nie. My God kan enige iets doen. My God kan omstandighede verander. My God genees, want hy het op die kruis reeds genesing gebring. Nou maar pastoor nou, nee, nie maar wat nie. My God, in hom is alle dinge moontlik, want sy woord sê, vir die mens is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Dis wat hy sê. Julle kan vir my asseblief begin. Sit vir my die musiek net lekker hard. God sent his son. They called him Jesus. He came, oh Lord, heal and forgive. But greater still, the calm assurance the great is there to say, my Jesus lives. Leef jou verlosser, because he lives, I can face tomorrow, because he lives. All fear is gone, because I know he holds the future, and life is worth the living just because you live. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives, but greater still, the calm assurance this child can face uncertain days, because he lives. My Jesus
Jesus lives, because He lives, I can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, all fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross that old river, I'll fight life's final war with me, and then as death gives way to victory, I'll see the light of glory, and I know my Jesus lives, because He lives, I can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Staan saam met my en sing dit vanmôre. Because He lives, I can face tomorrow, because He lives. Oh, Jesus lives, fear is gone, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives, and life is worth the living just because Jesus lives. Hallelujah. Maak die oor toe daar waar jy staan. Here, kom herstel die perspektief wat ons aangeneem het. Here, Kleopas, hulle het geloop met eintlik 'n juk wat nie hulle sinne was nie. Omdat hulle perspektief verkeerd was. Ja, baie dinge het aanleiding gegee daartoe. Maar Here, dit het hulle realiteit in hulle lewe gevorm. En hulle het gewonder, hoe lyk die dag van môre? Here, U is die skepper van die dag van môre. U is die formeerder daarvan. U is die instandhouder. U is die geneesheer. U is ons krag en ons sterkte. U is ons lewe, Here. Groter is U wat in ons is as hy wat in die wêreld is.
En ek wil bid, Here, deur die Gees, kom gee ons 'n nuwe perspektief. Vader, kom gee ons 'n nuwe perspektief in geloof, dat ons sal staan. Die woord sê, die regverdige sal in die laaste dae deur geloof lewe. Here, baie keer wil ons 'n geveg aansit. Die geveg is nie ons sinne nie. Dit is U sinne, Here. No weapon formed against your children shall prosper. Here, U sal die kinders optel. U sal die kinders uitlig, Here. You will give us the victory and you will provide. Themba het gesê, if you want to change your life, change your perspective. And Lord, I pray in this morning, change the church's perspective. And our lives will be changed. Here, kom verander die kerk se perspektief, sodat ons kan lewe in wat U gee. Here, sodat ons in die oorwinning kan stap, sodat ons in die vrede en die liefde en die genade wat U gee, kan stap. Here, dit begin by 'n moederhart. Vanmôre is dit vir ons so voorreg om ons ma saam met ons te hê. Van ons ma's is al by die huis, is in die hemel. Maar ek bid vanmôre, Here, dat U die harte sal troos, dat U sal versterk, en dat ons net vanmôre sal besef, maar hulle wag vir ons daar, dis 'n nuwe perspektief. Ek moet dinge anders sien. En ek dank U, Here, dat U ons help, dat hierdie week, wanneer ons by die uitdagings kom, dat ons sal sê, Here, come and change my perspective. Here, kom verander my perspektief deur die Gees, dat ek dinge anders te sal sien. Ek eer U daarvoor, seën ons, terwyl ons uit mekaar uit gaan, seën ons moeders. En vra ek, Here Jesus, dat U verheerlik mag word in en deur ons lewens. Amen. Neem net die sitplekke vir 'n kort oomblik, terwyl Gordon net vir ons die aankondigings gaan doen. Ek hoop elke maand ietsie lekkers gekry as jy by die huis kom. Gaan maak 'n koppie koffie, gaan sit op die bank. Maar nou nie maak wat die pastoor gepreek het en gesê het, nou moet ek rus nie. Asseblief, vat die koekies en geniet die koekies. Amen. Ons wil ook net vir U deurgee, in pastoor Alwyn hulle is afwesigheid, hulle is so 'n bietjie weg met verlof. Pastoor Alwyn en Don, wil ons ook net vir hulle baie dankie sê vir hom sittend aan die Eleanor. Ons het hierdie week die nuus ontvang dat ons, waar is Duan? Duan, wat is dit wat deurgegaan het? Askies? Die goedkeuring van ons gebou. Amen. Dankie Duan. Ek is so bly ons het mense soos hulle, want nou sê ek die planne is goedgekeur en dan wonder almal waar begin ons bou. So ons is dankbaar dat ons gebou is goedgekeur. Prys die Here. Alles is in plek en ons eer die Here vir dit. En dan ook, jy weet, die Here doen amazing goed. Dokter, hoe sê hulle? Kusie staan gefos op. Dina staan, jy sy vrou staan saam met hom daar. Ons wil baie geluk sê vir Dr. Kusie. Sy boek was so 2 weke terug vrygestel. Ja, verlede week, ja. En weet jy wat was so fantasties? Hy vertel vir ons daar, sy boek se naam is, en ek wil jy moet mooi luister, vra vir hom as jy 'n boek wil hê, lees dit. Dit gaan oor genade, geloof en guns. Nee, ons trek net die been.
Dis genade, geloof en guns. Kosie, ek hoop nie ek het nou die saak in die wiele gery nie, ou broer. Baie geluk, Dr. Kosie, Dina, baie geluk julle. En ja, hy's besig met 'n tweede boek. En ons, 2 Junie, en ons wens hom net geluk, en ons bid die ryke seën van die Here oor hom. Hy het geskryf oor genade, geloof en guns van God af. So pragtig. As jy 'n boek wil hê, kry asseblief by hom. Ek het al begin lees, hoor. So. Maar so prys die Here, mag jy dit by hom ook kry. Ons sê vir hom net baie geluk. Ek gee vir Gordon. Gordon gaan net vir ons die aankondigings hanteer. En dan, ma, geniet die bord kos wat pa gekook het. Amen. Nee, daar's baie gemengde gevoelens. Gordon, jy sal moet die pa's oortuig, broer. Pa, jy moet maar 'n plan maak, jong. Jy weet, in my huis as hulle sê, pastoor, het jy gekook? As ek ja, gekookte eiers.